oopmaak in Genesis 19. Genesis 19. Vader, ek wil vra dat U my lippe sal aanraak met 'n koel vuur van die altaar. Here, want die woord is al reeds gesalf, Here, maar ek wil vra dat U my sal werk onder die ou riepe kruis. En dat ek vanmôre die woord sal aflewer, soos wat U wil hê dit moet afgelewer word. Amen. Dis 'n baie bekende verhaal wat ek vanmôre oor wil praat. Ek wil praat oor Lot se vrou wat 'n soutpilaar geword het. Maar ek wil net vir u een vers lees. Vers 26 sê vir ons, en sy vrou het agter hom omgekyk en sy het in 'n soutpilaar verander. Daar is 'n verskriklike groot geestelike les te leer vanmôre uit die pilaarvrou van Lot. Geestelik is daar baie vir ons om te leer oor hoekom sy verander het in 'n soutpilaar. Ek wil vanmôre dit onder 'n bietjie 'n vergrootglas sit. En ek wil vir julle net bietjie beskryf. Die engele en die mense het na Lot toe gekom, want Lot het vir hom en sy gesin aansien gehad, want hy wou Sodom en Gomorra vernietig. En hy het hulle aansien gehad om vir hulle te sê, trek uit Sodom en Gomorra uit. Gaan uit, want ek gaan hierdie plek verwoes. So God het hulle genadig gewees en vir hulle gesê, trek, moenie omkyk nie, moenie in die Jordaanstreek gaan staan nie, moenie terugkyk nie, gaan na die berge toe, vlug, maar moet net nie omkyk nie. Want dan gaan hierdie plek vernietig. En Lot en sy gesin het gegaan. En hulle het begin beweeg. En hy het vir hulle gesê, kom dat julle beweeg. Soos wat in Engels, soos in die twartel sê, hamba, raak nie, jy moet nou vinnig maak, want dan gaan die plek vernietig. Maak seker dat julle uitkom in die Jordaanstreek uit. Maak seker dat julle in die berg gaan, van die Jordaanstreek, met die vuur en die swaal wat ek Sodom en Gomorra mee kan vernietig, gaan so groot wees, dat dit die Jordaanstreek ook gaan vernietig. En die mense het gehardloop. Hulle het gegaan. Maar Lot se vrou was teenstrydig met God se bevel. Sy het nie geluister na wat God gesê het nie. Of wat ek sê, sy het geluister, maar die dalles en die wonderlike dinge wat sy gehad het in Sodom en Gomorra, die goed wat sy aan vasgeklou het haar aandag afgetrek, dat sy nie verder geluister het, toe God gesê het, moenie omkyk nie. Sy het teruggekyk na haar kosbare goed, wat in Sodom en Gomorra was, goed wat sy aan vasgehou het, goed wat sy aan vasgeklou het, omdat haar eiendom was, sy het dit haar eie gemaak, sy wou nie daarvan afsien nie. God sê vanmôre vir jou, moenie omkyk nie. Vergeet van die dinge wat agter is. Kyk vorentoe, vandag gaan die ou dinge gaan dit vernietig. En as jy vanmôre nie luister na God nie, gaan jy in 'n soutpilaar verander, geestelik, wat niks beteken vir God en vir sy werk nie. Halleluja. So, Eksodus 23 vers 20 tot 22 sê vir ons, kyk, ek stuur die engel voor jou uit, om jou op die pad te bewaar en om jou na die plek te bring, wat ek vir jou gereed gemaak het. God sê vanmôre vir jou, kom uit die Sodom en Gomorra uit, hy het jou op plek voorberei, want hy het al reeds die engele soontoe gestuur, om dit vir jou voor te berei. Halleluja. Neem jou in ag vir hom en luister na my stem. Wees nie wederstrydig teen hom nie, want hy sal julle vir oortreding nie vergewe nie, want my naam is in hom. Moenie teenstrydig wees nie. As God vir jou sê, doen dit, nou doen dit. Want jy gaan teenstrydig met sy opdragte optree.
en dan gaan vir jou 'n moeilike pad voor lê. Maar as jy terdee na sy stem luister en alles doen wat ek sal sê, wil jy moet die ding baie mooi luister. Ek gaan weer aan. Maar as jy terdee na sy stem luister en alles doen wat ek sal sê, sal ek die vyand van jou vyande wees, en ek sal die teenstander van jou teenstanders wees. God sê vanmôre vir ons, as ons na hom luister, sal hy vir ons onteenstanders sal hy teenstaan. Die vyande wat jou aanval, sal hy aanval en hy sal hulle vernietig. Hy is daar vanmôre om jou te beskerm as kind van God, maar jy moet net nie omkyk nie. Ons is geneig om te kyk. Maar God sê vanmôre, as jy bly omkyk, gaan jy in 'n soutpilaar verander. Weet jy, daar's baie teologiese mense wat baie te sê het oor die soutpilaar vrou. Maar hulle mis een gedeelte. Sodom en Gomorra was daar by die Dode See. En toe dit met swaar en vuur was, het daai swaar en vuur wat oor die water gekom het daar 'n soutpilaar laat verander. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, daai sout wat as jy meer die vorm van die soutpilaar wat sy gevorm was, is lawwe sout. Dit beteken niks nie. Jy kan dit teen die kos gooi nie, want dit is laf. Jy kan baie keer sê, my ma baie keer gesê, ek gooi sy sout en sê my pa, nee man, jy kort tog sout. Ek dink die sout het laf geword. Dit het gebeur. So sy 'n lawwe soutvrou gedoelaar geword. En as jy nie doen wat God vanmôre vir jouself te doen nie, gaan jy 'n soutpilaar verander geestelik en jy gaan law wees, want God gaan jou nie gebruik om verder dinge vir hom te doen nie. Want jy gaan 'n slawwe soutpilaar gaan jy word vanmôre. Vers 17 sê vir ons, en toe hulle daar buite uitgelei het hy gesê, vlug vir jou lewe. Moenie omkyk nie, moenie ergens in die Jordaanstreek bly staan nie. Vlug na die gewerkte toe. God het 'n opdrag gegee om te vlug. Want hy het gesê, ek gaan Sodom en Gomorra, gaan ek totaal en al tot op die grond vernietig. Gee God vir jou ook 'n opdrag, wat hy vir jou sê, gaan doen dit. Ek wil vanmôre vir jou sê, as God jou opdrag gee om te doen, moet asseblief nie omkyk nie. Kyk voor jou en doen wat God gevra het dat ons moet doen. Dat ons nie terugkyk en lawwe soutpilare moet word geestelik, dat ons niks kan doen vir God se werkbeen nie. Ons moet vorentoe kyk. Matteus 10 vers 39 sê, wie sy lewe vind, sal dit verloor. Halleluja. En wie sy lewe verloor, onwil sal dit vind. Verstaan jy mooi wat die woord sê? Moet ek het vir jou herhaal? Verstaan jy dit? Hy sê wie sy lewe vind, sal dit verloor. As jy vir jouself as persoon 'n lewe so probeer vind, dat dit vir jou net goed kan gaan jy 'n verlore raak. Want jy gaan nie in die wil van God wees nie. Maar as God vir jou 'n lewe gee, dan gaan dit net voorspoedig gaan met jou. Dan gaan dit net voorspoedig met jou wees. Dan gaan jy net kan aanbeweeg en sê, Here, ek gaan nie omkyk nie. Ek wil nie omkyk nie, Here. Van die pad wat ek nou op is so lekker. Dit is so weergewend, dat ek alles ontvang wat ek wil hê van U af. Hoekom wil ek nou omkyk? As God vir jou gesê het, hy sal vir jou gee, dit wat jou hartsbegeerte begeer. Halleluja. Jy weet, soutpilaar. Ek het al baie keer gewonder, of het al gewonder, hoekom die Here 'n soutpilaar laat verander? En dan nie net vernietig as hy doodgebrand het. Het jy al daaraan gedink? Het jy al begin wonder? Here, maar iets Sodom en Gomorra
En die Jordaanstreek het hy vernietig met swaal en vuur. Sy was nie ver van die stad af nie, toe sy omgekyk het nie. Hoekom het sy nie verbrand nie? Soos al die ander mense nie. Het jy al daaraan gedink? Het jy al gedink, hoekom het sy nie verbrand, toe God Sodom en Gomorra verbrand het? Why didn't she change? Why didn't God just let her vanish like the whole world, or the whole town and the settlement they were working? Het jy al so gaan gedink? Ek wil vanmôre vir u sê, hoekom dit is, dat sy 'n soutpilaar verander het. Want toe alles verby was, het haar man en die mense wat gevlug het, wat God gesê het vlug, het teruggegaan na die stad om te gaan kyk, hoe dit verwoes was. En hy kon sy vrou sien, wat ongehoorsaam was. Hy en sy familie kon gesien het, hier is ons ma, hier is my vrou, hier is die persoon wat ongehoorsaam was, toe God vir ons gesê het, ons moet vlug, en nie geluister het toe God gepraat het nie. So het 'n beeld daar gelos vir hulle, om te van hulle te sê, my kinders, as jy nie luister nie, gaan ek jou verander in 'n soutpilaar. Jy moet ag gee op my roepstem. Jy moet ag gee op die magtiging wat ek jou gee. Jy moet ag gee op die opdragte wat ek jou stuur om te gaan doen. Ons sê vanmôre, kind van God, as jy nie na die stem van God luister nie, gaan jy geestelik in 'n soutpilaar verander, wat vir God in die wêreld niks beteken nie. Dit beteken vir God niks as jy soutpilaar is nie. Spreuke 29 vers 1 sê vir ons, maar 'n man wat baie bestraf is, en sy nek verhard, sal onvoorsiens verbreek word, sonder dat daar genesing is. As jy is kind, kom pas, jou kinders baie keer, Daddy, kan ek asseblief ietsie kry dan? Kom ons vat 'n voorbeeld, Dad, kan ek asseblief 'n tablet kry? Dan sê hy vir hom, dit nie nou die geld daarvoor nie, wat gebeur? Kyk mooi wat ek vir jou wys. Hy nekkie word stokstyf. Sy nekkie word stokstyf, omdat hy nie gekry het wat hy vir sy pa gevra het. Net so het ons as kinders van God, wat ons baie keer vir die Here vra vir iets, maar die Here weet jy dat dit nie nodig het nie. En hy sê vir jou nee, dan word jou nekkie stokstyf, en dan wil jy niks verder mee met God uit te baie nie. Dan wil jy gesê, Here, maar ek het vir jou gevra, ek soek dit en dat, jy het dit nie vir my gegee nie. Dan word jou nek so styf, dat jy 'n soutpilaar word, en dat God met jou verder niks meer kan aanvang nie. Dat jy God jou nie meer kan gebruik nie. Dat hy nie meer vir jou kan sê, my kind, gaan doen dit en dat vir my nie. Nee, dat jy jou nekkie stokstyf gemaak, toe die Here nie vir jou gegee het, dit wat hy vir jou gevra het nie. Maar hy het vir jou dit nie gegee nie, omdat hy dit nie op daai stadium nodig gehad het nie. Ek wil vanmôre vir jou vra, is daar dinge in jou lewe met jou nekkie laat styf word, as God met jou praat? Is daar iets in jou lewe vanmôre, of 'n handeling wat jy het, dat as die Here vir jou sê, broer, suster, nee, dit moet nie so gaan nie, dan word jou nekkie styf, my Here, hoekom nou so? Dan trek jy daai nekkie styf, want God het met jou geraak. God het met jou gepraat oor dinge wat daar moet wees nie. God het goed aan jou bekend gemaak, wat uit jou lewe uit moet verwyder word, sodat jy nie 'n soutpilaar moet word nie, maar dat God jou kan gebruik om sy woord en sy koninkryk uit te gee na buite toe. Halleluja!
Maar ook is daar vir jou genesing as jy luister na wat God vir jou gee. Ek praat nie net van liggaamlike genesing nie. Ek praat van geestelike genesing. Daar is vanmôre vir jou geestelike genesing as jy luister na dit wat God vir jou sê om te doen. En nie net agter wil omkyk na die dinge van die verlede nie. Ons is geneig as kinders van God. As daar iets gebeur het in jou lewe. En alles is met die honkie dol. Jy het gevra, Here, help, vergewe my. Maak die paaie vir my oop. God het vir jou gelyk gemaak. Dan kom daar weer 'n tyd in jou lewe wat alles vir jou swaar word. Dat jy nie kan sien om aan te gaan nie. Wat maak jy? Wat maak ons? We gaan ons rondkyk. Kyk ons terug. Here, maar dit het gebeur. Ek het gevra. Toe help jy my. Nou gebeur dit weer. Hoekom gebeur dit weer? Dan word ons nekkie styf. En ons kyk terug na die dinge van die verlede. Nou gaan jy antwoord vanmôre hoekom dit weer gebeur. Want jy het van die pad afgedwaal. Wat God vir jou gesê het om te loop. Toe gebeur die dinge wat jy in die verlede gevra het, Here, moenie dat weer gebeur nie. Toe gebeur dit weer met jou. Want jy het teruggekyk na die dinge van die verlede. Jy het teruggekyk na dinge wat God in die pad het gevat en gesê, my kind, ek neem dit van jou weg. Toe word jy 'n soutpilaar. Omdat jy teruggekyk het na wat alreeds vergewe is. Ek wil vir jou vra, hardkoppig. Ek wil die woorde vir jou noem. Hardnekkigheid, hardkoppigheid, wederstrewigheid, eiesinnigheid. Weet jy wat dit vir jou as Christen kan doen? As jy dit nie waak teen dit nie. Dit kan vir jou breek. Tot op die grond. Dit kan jou vernietig. En dit kan jou laat voel dat Here, ek weet nie meer waarom ek bestaan. Ek weet nie meer hoekom ek lewe nie. So Here, ek vra eerder, kom neem my. Ek wil vir jou gedagte verander vanmôre. Moenie van God vra om jou te kom haal en jou te kom neem nie. Want jy roep die duiwel. Sê eerder vir God, Here, hier is ek. Vergewe my en tel my op. Rig my weer op, Here. En help my om vorentoe te kyk. Dat ek nie weer sal terugkyk nie. Dat ek sal lewe en oorvloed kan kry. Here, want ek wil nie meer 'n soutpilaar word nie. Ek wil nie meer 'n vreeslike soutpilaar wees nie. Maar ek wil vir u vra, Here, verander my. Dat ek kan doen dit wat jy van my verlang om te doen. Ek gaan nie baie lank weer sê, ek gaan afsluit. Jy vra as kind vir God baie keer, Here, maak vir my 'n deur oop. Skoon tog. Of Here, maak hierdie deur toe. Kom ons verander die situasie. Jy bid en sê, Here, ek het dit nodig, ek het dat nodig, maar Here, ek vra dat u sal oorneem en vir my sal gee en doen wat gedoen moet word en gegee moet word. Dan maak die deur, Here, vir jou deur oop en hy maak 'n ander deur toe. Maak nog 'n deur oop, maak haar nie ene toe. Nou jy as kind van God is hardnekkig. Wat maak jy dan? Dan skop jy die deure oop en toe wat God vir jou oop en toe gemaak het, om jou eie deure te maak wat jy wil gaan. Want jy wil nie wag vir die tyd wat God moet werk nie. As die deur vir jou die deur toemaak in jou lewe, maar dit was vir jou lekker ding, sê
Maak op hierdie deur, ek wil hier nog ingaan. Dan maak jy die ander deur oop vir jou en sê, nee, my kind, vandag is jy nie, Here, nie vandag nie. Ek wil nie vandag na hierdie kant toe gaan nie. Jy is besig om jouself in 'n geestelike soutpilaar te verander, as jy nie luister en doen wat God vir jou as kind sê, wat jy moet doen, en hoe jy dit moet doen. Ek wil vanmôre sê, stop om die deure oop en toe te skop, wat God vir jou oop en toe maak. Hy doen dit met 'n rede, sodat hy dit vir jou kan gee, dit wat jy nodig het, om te kan lewe, en nie hoef te sterf nie, en dat jy kan weet, dat jy 'n soutpilaar gaan word, dat jy nie na die God geluister het, en na sy stem geluister het nie. Halleluja. Ons kan nie met een voet in die wêreld staan, en die ander voet op God se genade nie. Ongelukkig is dit so. Maar ek wil vir jou vra vanmôre. Ek sluit af daarmee. Vra vir God om die deure en die vir jou oop en toe te maak wat nodig is, sodat jy nie hoef om te kyk as kind van hom, en as jy teruggekyk het, 'n soutpilaar word, geestelik vir God nie, maar dat jy 'n man en 'n vrou sal word, wat kan vorentoe beheer, God se woord kan uitgee daar buitekant. Ek sluit af. Billy Graham, baie ken vir Billy Graham. Hy speel tog. As ek sê, elke diens wat hy gedoen het, elke byeenkoms wat hy by was, het hy elke keer die skrif, het hy gelees. Die wat van Billy Graham ken, hy man was jarelank 'n godsman. Was 'n groot godsman gewees. En ek wil vanmôre vir jou die teks gee wat hy gelees het. Lukas 9 vers 62. Het hy elke diens, het hy gesê. Hy sê en Jesus antwoord hom. Niemand wat sy hand aan die ploeg slaan en agtertoe kyk, is geskik vir die koninkryk van God nie. Halleluja. Niemand wat sy hand aan die ploeg slaan en terugkyk, is geskik vanmôre om in die koninkryk van God in te gaan nie. Nou wil ek vanmôre vir jou vra, hoekom wil jy terugkyk? Hoekom wil jy terugkyk na die verlede toe? Hoekom wil jy terugkyk na die dinge wat verby is, wat God van jou weggevat het? Ek wil vanmôre vir jou vra, moenie 'n soutpilaar word geestelik nie, maar word vanmôre 'n kind of 'n man en 'n vrou van God, wat God in eer en in volheid dien. Halleluja. Kom ons word vanmôre. Kom ons sê vanmôre vir die Here, Here, die deure wat jy vir my gaan oop en toe maak, gaan ek nie meer oop en toe skop nie. Want ek glo en ek vertrou dat die deure wat jy oop en toe maak vanmôre vir my net verlossing en voorspoed sal bring. Halleluja. Ek het klaar gepraat. Kom ons sluit die oë. Die wat vanmôre wil sê, pastoor, ek wil nie 'n geestelike soutpilaar word nie. Maar ek wil vanmôre, wil ek 'n persoon wees, wat God se woord sal uitdra na die wêreld toe. Wil ek vanmôre net vir jou vra. Steek net jou hand op vir my. Steek net jou hand op.